Môre maatjies. Woe! Ons kuier hier by die Botas in die Vrystaat en dis ijskoud. Buite is dit spierwit geryp, maar ons gaan daarom styf teen mekaar sit, nê, in 'n warm Bybelverhaal hoor. Maats, die Israeliete daar in die woestyn kla alweer. Ons het mos laas gepraat oor hoe hulle kla en Vader Jahwe hulle straf en tugtig. Maats, en hier in Numeri 20 is dit die tweede keer wat hulle alweer kla oor hulle het nie water nie. En hulle sê vir Moses en Aaron, Moses, hoekom het jy ons daar uit Egipte uitgelei om ons hier in die woestyn te laat sterwe? Daar in Egipte was granate, daar was vye, daar was druiwe, daar was graan. Nou is ons hier in die woestyn. Maats, Moses en Aaron gaan daar na die tent, die tabernakel, en hulle bid vir Vader Jahwe. Wat moet hulle doen? En Vader Jahwe sê, Moses, daai staf van Aaron, wat ons die blommetjies gemaak het, onthou jy? Vat hom, en ek sal vir jou 'n rots wys, en dan moet julle met die rots praat. Julle moet nou mooi onthou. Die vorige keer moes hulle mos die rots geslaan het, en dan water uitgevloei. Hierdie keer sê Vader Jahwe, praat met die rots. En weet julle wat? Daar gaan Moses en Aaron, en hulle sê vir die volk, julle klomp wederstrewiges, hulle raas toe met die volk. Moet ons vir julle laat water uit die rots kom, né? En Moses slaan die rots 2 keer. Hy moes hom nie geslaan het nie. Hy moes met hom gepraat het. Vader Jahwe, en dan kom toe baie water uit, volk drink. Maar toe sê Vader Jahwe vir Moses, Moses, jy en Aaron moes met die rots gepraat het, jy moes nie kwaad geword het en hom geslaan het nie. En daar kry Moses 'n straf. Maats, weet julle wat was Moses se straf? Hy mag nie meer in die beloofde land ingaan nie. Dis 'n verskriklike straf. Dink net al vir hoeveel jare trek hulle rond en nou moet Moses hoor, hy gaan ook nie in die beloofde land ingaan nie. Dit wys net vir 'n mens, selfs Moses moet luister, maak nie saak wie jy is nie, jy moet altyd gehoorsaam wees aan Vader Jahwe. En Moses en Aaron kry toe by Vader Jahwe hierdie straf, hulle sal nie in die beloofde land ingaan nie. Maar ons moet altyd aan Vader Jahwe gehoorsaam wees, want die ewige lewe is soos die beloofde land, nê? Maar ons is baie dankbaar, wie was altyd aan Vader Jahwe gehoorsaam? Yeshua. En as ons sy kinders is, en ons is lief vir hom, en ons glo in hom, dan sal ons die ewige lewe kry in hom. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe, dat ons die woord kan lees. Dankie dat u vir ons 'n beloofde lewe gee in Yeshua. Dankie dat ons vir altyd by u kan wees. Help ons om gehoorsaam te wees elke dag, en dat ons altyd op u sal vertrou. In Yeshua, amen. Maats, onthou, Numeri hoofstuk hoeveel? 20. Vra vir mamma en pappa om vir julle te lees. Die waters van Meriba. Meriba beteken twis. Die volk het met Moses en Aaron getwis. En het dit vir hulle gehelp om te twis? Nee, hulle moet vertrou. Tata, tot volgende week.